hartlike goeienaand aan elkeen van u wat vanaand ingeskakel het vir die Sabbatsittingsprogram. Ek hoop en ek glo en vertrou dat u 'n heerlike Sabbatdag gehad en voor ons begin, wil ek net u vra om die hoofde te buig vir ons openingsgebed. Goeienaand Hemelse Vader, Here baie dankie vir nog 'n Sabbatdag wat ons in u naam kon gehad het. Heer, voor ons nou hierso die kort gedagte gaan deel rondom dit wat u vir ons graag wil hê vir die week wat voorlê. Ek vir u vra dat u met ons sal wees. Kom spesiaal in ons te midde. En gee vir ons asseblief goddelike gedagtes en ons rig ons gedagtes na Jesus toe. Ons vra dit alles in Jesus naam alleen. Amen. Vanmôre wil ek met julle gesels oor iets wat ek op Facebook en ook gelees het en wat my baie laat dink het. Dit was van 'n prentjie wat in 2 gedeel was, met die boonste prentjie van 'n enkele persoon wat teen 'n steil klomp trappe opklim en die onderste deel van die prentjie was van 'n persoon wat lekker agteroor sit op sy bank en TV kyk met 'n lekker hamburger in sy hand. En jy kan sommer sien, dit gaan goed met die persoon. Hy het nie 'n kommer van 'n dag wat pla nie. Maar dit gaan eintlik oor wat op hierdie 2 prentjies geskryf was. Aan die bokant, waar die eensame persoon teen die steil klomp trappe opgeklim het, het gestaan, "Going to heaven feels like hell." En op die onderste prentjie, waar die persoon lekker agteroor op die rusbank gelê het en TV gekyk het en aan sy hamburger gesmil het, het gelees, "Going to hell feels like heaven." Nou, my praatjie gaan nie oor of ek dink dat jy op die bank kan sit en niks doen of TV kyk of hamburger eet nie. Ek is nie hierso om te oordeel nie. Maar hierdie 2 gedeeltes, 2 frases, het my eintlik laat dink aan 'n teks. Matteus 7 vers 13 en 14. Matteus 7 vers 13 en 14. Ek gaan ons uit die ou vertaling uit lees. Dit lees as volg: "Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit sal vind." Dit my baie laat wonder vir ons alledaagse lewens. Ons probeer om die beste te doen en reg te leef en goed te doen, maar ons val dikwels. En as ons na die wêreld om ons kyk, lyk dit vir my of dit net goed gaan met al die mense wat doen wat hulle wil. Hulle gee nie om vir hul medemens nie. Hulle stel ook nie in kerkbelang of enigiets van die Here nie, maar dit lyk of dit baie goed gaan met hulle. Ons elkeen gaan daagliks deur een of ander moeilikheid. Dinge loop by die werk skeef. Die maatskappy verloor 'n groot kontrak, of jou finansies of gesondheid wil net nie regkom nie. Dit maak mens baie moedeloos en breek jou spoed, want elke persoon wil tog dit wat jy aanpak, doen tot die beste van jou vermoë. In Matteus 7 vers 13 en 14 sê Jesus vir ons, daar is min mense op die pad na die hemel. Dit beteken dat die mense gaan hulle met ander dinge besig hou, maar ons moet ons met God se dinge besig hou. Daar is regtig baie dinge in vandag se tyd wat ons aandag van Jesus kan aftrek en dit wat hy van ons vra om te doen, soos om ander mense van Jesus te vertel. As ek aan 'n ander voorbeeld kan dink van motors gebruik om my punt te verduidelik. Daar is deesdae 'n magdom van motorvervaardigers, van Chery, Hyundai, Audi, almal. Ons almal het 'n voorkeur in 'n vervaardiger wat in ons opinie die beste motors bou. Hoekom sal dit wees? Tog is dit net 'n motor, maar dit gaan oor die kleiner besonderhede van die motor. Die een motor se deur, as jy wanneer jy dit toemaak, klink soos 'n blik.
en die ander motor se deur maak op 'n ander manier toe en dit klink solied. Dit is die klein verskille wat 'n groot verandering op die einde van die dag maak. Net so is dit met ons Christelike lewens. Baie mense doen iets op 'n sekere manier wat vir die wêreld aanvaarbaar is, maar dit is nie 100% wat Jesus van ons vra nie. Jesus vra ons om iets op sy spesifieke manier te doen wat 'n groot verskil gaan maak. Want nou luister ons na wat Jesus van ons vra en nie wat ons self besluit goed genoeg is en waarmee Jesus tevrede moet wees nie. Kom ons sluit die oë vir ons afsluitingsgebed. Hemelse Vader, Here, baie dankie vir die voorreg wat ons kon hê om nog 'n paar gedagtes rondom U te deel. Weer ek wil vra dat U met ons sal wees, dat almal wat ingeskakel is en kyk na hierdie program, en ook ons vriende en familie, wees met elkeen van ons deur die week wat vir ons voorlê, waar ons nie altyd weet wat vir ons wag nie, maar ons gaan ingaan met die wete dat U saam met ons is. Moet U bewaar ons asseblief weer. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Mag julle elkeen 'n geseënde week geniet, tot ons mekaar weer sien volgende week by die kerk. Totsiens.